sê goeiemôre, good morning. Hallo daar, goeiemôre, good morning. Het daai wysie iewers 'n klokkie gelei? Daar's nie meer note vir my oor om te sing nie. Daar sy. Goeiemôre Pieter, môre Elsa. Môre, baie welkom. Baie dankie. Dis hoekom ons so lied in die hart het vanmôre. Want kyk, ons is nie alleen nie. Hy dien dit ons kom join. Hallo. Hallo Pieter, lekker om saam met julle te kuier vanmôre. Man, en ek is so bly jy's 'n oggendmens. Kyk net hoe Kyk hier kom so. jy hier in soos 'n ou lentebriesie. Weet jy hoe gaan ek piek vanmiddag 3 uur? Kyk, dis hoe gaan ek absoluut uitstyg. Love it. Maar nou ja, ons is hier om met jou te gesels, saam te kuier. Els, jy het ook 'n paar things up your sleeve, I'm Ek is sure. baie opgewonde om later 'n bietjie met haar te gesels. Ons gaan so 'n bietjie terug in tyd beweeg. Mag nie nou te veel daaroor sê nie. Ons gaan liewers nie te praat nie, want luister, ons kyk vandag saam met Roland Henwood na Suid-Afrika se toenemende werkloosheidssyfers. Daarna pak ons die rowwe paai saam met Kian Broom, skoolhoof van Trevorton College, en gesels oor die uitdagende nuwe Wild Ride en die lewenslesse wat op 'n fiets geleer word. Die Waterkloof Smilfees is ook om die draai en ons vind uit watter lekkertes en allerlei dinge die kloofies vanjaar vir ons beplan. En laastens vier ons 'n baie groot mylpaal. Nadine is nou eers 30 jaar oud. Ek bedoel in die musiekbedryf. En sy gaan ons 'n bietjie meer vertel oor hierdie spesiale ding wat jy beplan in die konsert en al daai lekkertes. Kosbaar. Kan ek vir jou sê ek neem dit gou hierdie oomblik in. Ja. Verstaan, want dit is nou 'n vriendin wat hier langs my staan. Ja. En dit is vir my Dankie, baie spesiale Elsa. oggend en ek dink dit gaan 'n baie spesiale gesprek ook wees. So, maar voordat ons daarby kan uitkom, Ek wil het ook iets sê voordat ons daarby kan uitkom. Ja, goed. Ek het nou die dag kaste reg gepak. Toe kom ek op 'n fotootjie af van my en Nadine in 2007 of 2006. Goeieste. 7 wonders toe. Dit was ook Ja. een van daai. Hoe is dit ek? Dis 21 jaar gelede, nie? Ja. 2005. Kan jy glo? Hoekom het jy dit nie saamgebring nie? Ek het 'n bietjie vergeet. Maar ek sal dit definitief afneem Maar vir ek julle het nie aanstuur. vergeet nie, Okay. dit is hier by my. Daar sy. Pragtig. Ek gaan maar vir jou storie. Goed, so dis oggendpraatjies tyd. Ja. 'n 21-jarige passasier wat beweer het dat hy vroeër van dese week 'n gewapende rooftog op die Gautrain moes deurmaak, het sy storie teruggetrek en om verskoning gevra. Nou die jong man het aanvanklik beweer dat 3 mans hom tussen die Midrand en Rosebank stasies beroof het en dat 2 van sy elektroniese toestelle gesteel is. Die Gautrain se veiligheidsspan het die saak egter onmiddellik ondersoek en alle kringtelevisiemateriaal nagegaan. Na 'n vergadering met die passasier en sy familie is daar bevestig dat die voorval glad nie op die Gautrain netwerk plaasgevind het nie. Die passasier het daarna 'n amptelike verskoning uitgereik. Die woordvoerder van die Gautrain, Albi Modise, het gesê dat hulle passasiersveiligheid uiters ernstig opneem en het ook genoem dat hy met die professionele manier waarop hulle veiligheidsspan die ondersoek hanteer het, tevrede is. Jy weet van hierdie storie, né? Ek is bewus daarvan, Elsa. Ek dink vandag in hoe ons nou lewe in Suid-Afrika en met die syfer van misdaad word dit ongelukkig ook bietjie 'n netwerk, 'n veiligheidsnet eintlik, waar mense inspring en verkies om in te verval in 'n situasie soos hierdie, nê? En waar hierdie arme die arme Gautrain span moes nou daarmee deel. Hulle moes nou gehoor het okay, hoor hierso, hierdie arme man is beroof en Ja. intussen het dit toe nou nooit gebeur nie. Ja, So hier en daar vir die ouens maar kansse, nê? Jy sien Pieter is ingelig, sy volg die nuus. Ek moet ook net sê, ja, ek wonder hoe volg sy die nuus. Wat sou ook sê elke derde, vierde. Dis die verkeerde ouetjie om ook nogal aan te vat, want die Gautrain Ja. is so op dit. Ja. Ek sou nogal 2 keer gedink het as ek hulle wou die skuldig maak. Ek sê mos altyd as jy 'n probleemsituasie het, hardloop in by 'n casino of hardloop in by 'n lughawe. Daar's altyd 'n kamera. Daar's Of altyd die iemand Gautrain. wat dit sien. Of die Gautrain. Ek moet sê persoonlik is ek nogal gaande daaroor om van die Gautrain gebruik te maak en so te pendel. En ek het nog nooit onveilig gevoel nie. glad nie. So ek dink dit was net die regte ding om te doen om verskoning te vra, Ja. maar dit moes van die begin af eintlik nie gebeur het. Nou Matte, Ja, ek kan so. gesien het hoe skarrel daai klompie om te sê, okay, nou maar wat, dis die aanname wat jy maak, maar ons het alles. Hulle weet selfs meer as wat jy van jouself weet. Jy as weet dit jy daar mag nie eens gestap kou nie. Jy mag nie eens Ja. kou om eet op die Gautrain nie, nê? Dis hoe skoon hulle is, rigied op hulle Baie, huis. het. Baie erg. Okay, van die een storie na die ander storie. Kyk, ek is nou baie slim, sien jy? Ek Wat het jy vir ons? Wat wil jy raak leer? Man, luister. Luister, hierdie enetjie is van toepassing op almal van ons. Almal. Ons is almal gewoond daaraan om ons selfone vir alles te gebruik. Maar navorsing wys dat dit nie net die tyd is wat ons op ons fone spandeer wat saak maak nie. Dit is daardie klein herhalende gewoontes wat ons brein deurentyd op hol hou. Hier is 5 gewoontes waarna jy moet kyk en hoe om dit te breek.
Nommer 1, om jou foon sonder enige rede op te tel word vinnig 'n outomatiese gewoonte. Jy kyk vinnig en sit hom neer, net om dit 5 minute later weer te doen. Hierdie konstante nagaan van jou foon word direk aan hoër vlakke van stres gekoppel. Wil jy nou meer? Vra jouself eerder voor jy hom ontsluit. Waarvoor soek jy? Wat wil jy kyk? As daar nie 'n antwoord is nie, sit hom neer. Elke piep, vibrasie of banner op jou skerm is 'n onderbreking wat jou aandag steel. Navorsing toon dat mense wie se fone hulle kort met kennisgewings roep, baie meer daaglikse stres ervaar. Skakel eerder alle nie noodsaaklike kennisgewings af en gaan kyk op jou eie tyd na jou toepassing. As jy na jou WhatsApps of sosiale media kyk voor jy nog uit die bed is, nooi jy duidelik en dadelik werkseise, slegte nuus en ander mense se opinies in jou kop. Dis duidelik en dadelik, né? Beide. Ek sê julle, dis 'n Beide. storie. Dit jaag jou angsvlakke op voor jou dag nog eers begin het. En nou ja, dan gee jy jouself die eerste 15 tot 30 minute. Gee jouself die eerste uur van jou dag sonder jou foon. As jy nou jou foon gryp elke keer as daar 'n stil oomblik is, raak jou brein gewoond aan konstante stimulasie. Dit maak dit later vir jou onmoontlik om net rustig te sit en niks te doen nie. Los jou foon in jou sak wanneer jy moet wag. Laat jouself toe om vir 'n slag met verveeld te wees. Net dood eenvoudig. I don't need it. Om in die bed op jou foon te lê, mors met jou slaappatroon. Selfs al dink jy ontspan, hou die lig en die inhoud jou brein wakker. En nagtelike kennisgewings kan jou diep slaap onderbreek. Laai jou foon in 'n ander vertrek en gebruik eerder 'n gewone wekker. Jy hoef nie jou slimfoon weg te gooi nie. Dit gaan bloot daaroor om bewus te word van die klein gewoontes wat jou aandag steel. Bla 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 bla, baie stories. Wat het jy nou eintlik vir ons gesê, Pieter? Eintlik het ek myself ook daar geantwoord. Sit neer jou foon. Eintlik moet jy hom net nie optel nie. Ek dink dit is meer na die punt toe nie. Veral in die oggend as jou wekker afgaan. Ek Ja. het 'n absolute gewoonte. Ek sit my foon ver van my af en dit forceer hom op te staan as hy lei. Dis baie Jy moet waar. opstaan, so jy's dadelik uit die bed uit, jou dag begin. Maar ek kyk nou nogal na die kinders ook. Kinders gryp nogal die fone en hulle sit hom nie neer nie en dis Hierdie amper- kind ook. Ek moet Maar daarin hoekom werk. is dit asof jy nie ook wil mis nie? Ek het ook dis vir my ook maar 'n bron van information, seker maar op 'n manier. Nee, weet jy wat? Ek natuurlik het dit baie te doen met die inligting en die feit dat 'n mens niks wil mis nie. En ek bedoel nou werksgewys. Maar ek dink dis net 'n swak gewoonte, dis verslawing. Dit kom neer op verslawing. So ek weet daar's maniere om baie van die toepassings te sluit en dan het jy nou 'n kode nodig en dan herinner dit jou aan waarom wil ek nou gou op Facebook loer of so iets. Maar ja, dit hou gewoonlik nie lank nie en dan gaan deaktiveer ek dit weer. Dalk Ek moet jy daarin vir werk. jouself sê, ek het 'n halfuur 'n dag vir my foon en dis ek en my Ja. foon en there we go. Sterkte met daai, Ja, Pieter. kan jy dit reg Gaan nie kry, gebeur nie. Hulle het selfs nou op internasionale vlugte 'n manier dat jy kan nie vermoei basies om jou foon aan te skakel, jou Wi-Fi. So jy het internet op internasionale vlug en dit was nooit voorheen moontlik gewees nie. Wat jy nou gratis ook kry? Ek beloof vir julle, ek kon selfs vir Elsa sê geluk met haar verjaarsdag van die vliegtuig af. Daar ergens oor Libanon. Ja, maar dit gebeur as jy in besigheidsklas vlieg. Ons wat maar daar in die Nee, man. kettelklas is. Wi-Fi is reg hier van voor tot agter. Ja, ek het hom gewoonlik gekry, dan kry ek sy die agterkant. Maar ja, bly julle net waar julle is. Wi-Fi of the not, ons is hier en ons is reg vir 'n lekker programmetjie saam met jou. Ek weet waar om te kyk. Waar kyk ek? Kyk. Ons is nou weer terug.